Goeienaand broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Skrifbruiming 4:1, daarvan vers 1, 5 en 6, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand ook op hierdie Sondag aand kan stil word voor U. Dat ons na U woord kan luister, ja, dat ons selfs daaruit kan sing en kan hoor van U ontferming. Daardie ontferming wat ons ook vanoggend aan herinner is, daardie ontferming wat eintlik ons elkeen se verstand te bowe gaan. Daarom is dit ons gebed, dat U ook vanaand oor ons sal ontferm, en dat U deur die Heilige Gees ons so sal leer en sal lei, dat ons as verloste mense sal leef, elke dag, elke oomblik van ons lewens. Ja, dat ons lewende en heilige offer sal wees, wat vir U goed en aanneemlik is. Ons vra dit, want ons bely dit altyd, dat ons sondaar mense is. Ons bely dat sonder ons Here Jesus Christus en die werking van U Heilige Gees, ons verlore sal wees. Daarom wil ons vanaand ook sê, dat aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die een enige God,
wat leef en regeer tot in ewigheid, kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Vanaand, broeders en susters, gaan ons verder uit ons teksgedeelte van vanoggend, waar ons luister na Romeine hoofstuk 12, vers 1 tot 8. Nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan ons elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. En as ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Dit dan vanaand ons teksgedeelte, en besonder dan die woorde, ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en ons almal afsonderlik lede van mekaar. Ons gaan in aansluiting by ons teksgedeelte wat sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is, gaan ons saam sing uit Psalm 1 uit. Psalm 1 wat vir ons duidelik ook sê, wat ons as gelowiges elke dag moet doen, en hoe ons as gelowiges ook moet lewe. So kom ons staan en sing saam Psalm 1, daarvan vers 1. Dis so, broeders en susters, ons gaan vanaand verder kyk na die tema deur die groot ontferming van God, is ons lede van die liggaam van Christus. Nou dit is so dat iemand het dit eendag geskryf, 'n bekende skrywer T.S. Eliot, hy het gesê die grootste verraad wat enige iemand kan pleeg, is as jy die regte dinge doen vir die verkeerde redes. As jy die regte dinge doen vir die verkeerde redes. Jou redes moet reg wees. En ek vertrou na vanoggend het elkeen van ons wat deelgeneem het aan die nagmaal
elkeen van ons wat geluister het na die preek oor die groot ontferming van God, duidelikheid oor wat ons beweegrede in die lewe moet wees. Waarom ons sekere dinge anders sal doen as ander mense. Kragtens die groot ontferming van God. So sê Paulus vir ons in vers 1, die enigste rede vir die gelowige, die beweegrede, die dryfkrag agter die goeders wat jy doen. Maar weet jy, wanneer ons vir mense gaan vra, wat is die rede hoekom ons goeders doen, ook in die gereformeerde kerk in besonder, gaan ons baie maklik by die antwoord uitkom. Mense gaan vinnig vir jou kan sê, omdat ek dankbaar is. Dankbaar is vir die genade, dankbaar is vir die ontferming van God in my lewe. Mense sê dit baie maklik. Tog, wanneer ons gaan sit en ons doen selfondersoek, en dan praat mens van elkeen van ons self, of elkeen van ons in ons eie gemeente, of in ons eie kerkverband, of sommer in die Christelike kerk oor die algemeen, dan is ons baie gou teleurgesteld met ons eie lewens en met ons eie dankbaarheid. Jakobus het dit al vir die eerste Christene geskryf en 'n mens sien dit vandag nog. Wat het hy gesê? Hy het gesê, iemand wat altyd net die woord aanhoor en dit nie doen nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël gekyk het. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Ek hoop ons sien die beeld raak wat hy hier gebruik. Hy sê eintlik, ons ken al die antwoorde, ons weet presies wat die genade van God beteken, wat dit van ons vereis. Ons kyk elke Sondag daarna, maar dan doen ons nie wat God vra nie. En so kan ons vanaand ook by hierdie, kom ons sê maar wat dit is, 'n nabetragtingsdiens, vir mekaar sê, God het ons vanoggend ook in die spieël laat kyk. 'n Spieël waarin ons onsself moes sien. En hoe moet ons onsself sien? Belangrik. Ons moet onsself sien as verloste mense. Mense wat deur sy groot ontferming gered is. Nou verwag God van ons om as verlostes te lewe, as nuwe mense te lewe. Daardie mens wat hy vanoggend in die spieël vir ons gewys het. Daarom vanaand, sy eerste punt, die oproep wat God tot ons maak op grond van sy groot ontferming. Nou Paulus stel dit onomwonde, ons almal ken hierdie teks, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dis die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Die wesenlike van ons hele godsdienstige lewe. Mens kan dit ook anders stel, jy kan sê die logiese van ons godsdiens, die redelike van ons godsdiens is dat ons sal reageer op God se ontferming in ons lewens. Dat ons iets sal doen in reaksie op dit wat God aan ons doen. Mens kan dit ook so stel, wat 'n mens glo, so het ons vanoggend ook gehoor, geloof is onmisbaar, is baie belangrik. Maar wat jy glo, moet jou dryf tot dankbaarheid. Maar daar hou dit nie op nie. Mens kan ook sê, hoe 'n mens optree, wys vir jouself, wys vir die wêreld, hoe jy lyk. Hoe 'n mens optree, wys vir die wêreld wat jy glo. Mense lewenswandel, sê vir jouself, sê vir ander mense, wat is jou prioriteit in die lewe? Wat is jou oortuiging waarmee jy lewe? Daarom as 'n mens na jou eie lewe kyk, dan kan jy baie maklik bepaal op watter vlak, as mens dit so wil stel, is jy toegewyd om as 'n verloste te leef.
Onthou dit altyd, die kenteken van ons Christelike geloof is nie in ons wapens wat ons maak, die mooi prentjies nie. Dis nie in die kruisies wat ons om ons nekke dra nie. Dis nie in die armbande wat ons om ons arms sit nie. Dis ook nie in die visie agter op jou kar nie. Ook nie in jou attestaat of in die ou dae het ons so lidmaatskap kaartjie gehad by die kerk nie. Nee, die kenteken van ons Christelike geloof is ons lewenswyse. Die manier hoe dit wat ek bely, ook dit word wat ek doen. En dit wat ek doen is dat ek myself as 'n lewende en 'n heilige offer aan God toewy. Lewendig in die opsig dat ek, hoor mooi, my liggaam, my lewe inspann om die wil van God te doen in alles. Dat ek baie keer bereid moet wees om 'n offer te bring, om my eie ek prys te gee, ter wille van God of ter wille van ander mense. En dis die hartseer, ek sê spesifiek dat ek my liggaam daarvoor gebruik, want soveel mense maak van godsdienst iets wat geestelik is. Geestelik in die opsig dat dit eintlik nie iets te doen het met die res van my lewe nie. Nie iets te doen het met my werk nie, nie iets te doen het met my vriende nie, nie iets te doen het met dit wat ek op 'n Saterdag of 'n Vrydag aand gaan doen nie. En wat is die gevolg daarvan? Mens kry wat ons kan noem 'n mooi weer Christendom. Wat is 'n mooi weer Christendom? Mens sien dit, mense wat net met 'n nagmaal eredienste sal bywoon. Mense wat net by troues of begrafnisse in 'n kerk sal kom. Mense wat net hulle kinders katekisasie toe sal bring. Wanneer daar katekisasie is, sal jy die kind sien, maar nooit ander tye nie. Jy sien dit ook in die bydraes wat net gegee word as alles na my sin is. Ons ouderlinge weet waarvan ons hier praat. Dit is miskien baie kras voorbeelde hierdie, maar die feit van die saak is, Christus vra van ons elkeen om ons kruis blymoedig te dra. Om ons eie ek prys te gee, sodat ons hom kan volg. En elkeen van ons moet dit besef, dat as ons deel is van die gemeente, as ons deel is van die kerk van ons Here Jesus Christus, deel is van die liggaam van ons Here Jesus Christus, gaan ons geloof van ons opofferings vra, gaan van ons toewyding vra, gaan van ons diensbaarheid vra. Baie keer ten koste van myself, maar altyd tot die eer van God. Daarom is die tweede kenmerk van ons offer so belangrik, heiligheid. Nie alleen 'n lewendige offer nie alleen myself met liggaam en siel en aan God toewy nie, maar ook heilig wees, anders wees. Mens kan ook sê afgesonder vir God. Want dit is wat God wil hê ons moet doen. Maar onthou elke keer, dit kom nie van self nie. Dit gebeur nie van self dat ons so lewe nie. Ons moet elke dag meer en meer gaan kyk in die spieël van God se woord. Ons moet elke dag vir onsself vra, maar hoe lyk ek? Ek moet eintlik 'n selfstudie maak van hoe lyk ek vir myself? Hoe lyk ek vir ander mense, maar bo alles, hoe lyk ek vir God? Lyk ek soos die nuwe mens wat hy my gemaak het om te wees? En hoe doen 'n mens dit? Dis baie eenvoudig. 2 opdragte in ons teksgedeelte. Die een, moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie. Dit wil sê, moenie doen wat die mode is nie. Moenie toegee aan die druk van die wêreld nie, maar buig eerder voor die wil van God. En dan 'n belangrike een, ons moet ons verstand en ons denke moet vernuwe word. Maar kyk mooi wat sê Paulus, laat God julle denke vernuwe. Daarmee sê hy klaar vir ons iets belangriks. Hy sê ons kan dit nie self doen nie, God moet dit doen. God moet deur sy Heilige Gees in ons lewens werk, sodat ons die nuwe lewe in Christus kan gaan leef. Die vraag is egter, hoe kom ek as 'n kind van God by hierdie punt van verandering uit? Hierdie punt waar my denke vernuwe word, waar my lewenswyse sigbaar wys
dat God in my lewe werk. Nou Paulus wys dit vir ons, waar kom ons daarby uit? Waar sien ons dit, dat ons verloste mense is? En hy gaan in die res van hierdie boek, ons het vanoggend na die begin van die boek gekyk, die eerste 11 hoofstukke, maar nou gaan hy in die res van hierdie boek, vanaf hoofstuk 12 verder tot aan die einde, dan praat hy oor liefde vir jou naaste. Hy praat oor liefde vir jou naaste, en dan belangrik ook, praat hy oor verpligtinge wat Christene teenoor die owerhede het. Die uitvoering van die wet en liefde. Praat hy oor hoe die evangelie aan alle mense verkondig moet word. Maar die plek waar dit begin, waar jy sien dat jy 'n verloste mens is, sê hy is binne die liggaam van Christus. En dit is kom ons sê dit maar so, die plek waar die ontferming van God 'n werklikheid word, waar dit gerealiseer word, waar die oproep om jouself as 'n lewende heilige offer te gee, prakties hande en voete kry. Binne die gemeente, binne die liggaam van Christus. Hoekom? Want 'n mens kan 'n beeld uit die alledaagse wêreld gebruik. So as mens dink in terme van 'n weermag, 'n weermag moet 'n basis hê van waaraf hulle opereer, van waaraf daar aksies gaan plaasvind. En so is die gemeente, ook hierdie gemeente, die basis van waaraf God ons uitstuur om in die wêreld te gaan werk, om diensbaar te wees in sy koninkryk, om diensbaar te wees aan mekaar en aan die wêreld. Dis hier waar God ons toerus om te gaan werk. En dis die mooi daarvan, ons het vanoggend Psalm 90 gesing, ek het dit ook daar vir u gewys. God se werk loop uit op ons werk. En daarom sê Paulus dit ook baie duidelik hier. Hy sê geen een van ons kan ooit rede hê om hoogmoedig te wees oor die werk wat ons binne die kerk van die Here doen nie. Inteendeel, hy sê ons moet ons daarop toelê om dit maar met beskeidenheid en nederigheid te doen. Want alles wat ons is en het as verloste mense, is genadegawes uit God se hand. Nou wat moet ons dan doen? Ons moet ons plek binne die liggaam met beskeidenheid vol staan. En dit is waarvoor God verskillende mense met verskillende gawes en talente gegee het. Paulus noem dit ook hier die gawes wat God gegee het. Dit is eintlik 'n mooi manier om te sê, God het ons vir mekaar gegee, en elkeen van ons moet iets vir mekaar beteken. Want maak nie saak hoe gering ons onsself sien nie, ons elkeen het 'n onmisbare rol binne die liggaam van Christus. In eenvoudige Afrikaans, ons het elkeen 'n werkie binne die gemeente. Want God het vir ons die genadegawes gegee om dit kan doen. Ons kan nooit sê ons weet nie wat ons moet doen of hoe ons moet doen nie, want elkeen van ons kan iets doen. En dis die mooi, Paulus noem hier in vers 6 tot 8 al reeds 7 goeders wat ons vir mekaar kan doen. En dan kan mens maar in die res van die Bybel gaan kyk, in Korintiërs en op ander plekke, gee hy nog ander gawes. Daar word baie plekke genoem van werk wat mense in die kerk kan doen. Maar wat mooi is van hierdie, dis praktiese goed. Praktiese dinge wat ons tot voordeel van mekaar en tot opbouing van die liggaam van Christus gebruik. Eenvoudige goed soos om die boodskap te verkondig, om diensbaar te wees, om onderrig te gee, om mekaar te bemoedig, om net te gee, om te lei, om te help. Maar die belangrike is, ons moet bewus word van ons verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons verantwoordelikheid binne ons gemeente. En dit is so, ek weet volgende jaar is dit 50 jaar, wat mens kan kyk, Magalies Kruin se ryk geskiedenis van gawes tot opbou van die gemeente. Mense wat hulle self ingespan het en dit nog steeds doen.
Maar ons moet besef, God verwag dit ook van elkeen van ons. Fisies en geestelik moet ons 'n bydrae lewer. En hoe doen ons dit? Deur onsself as lewende en heilige offers aan die liggaam van Christus te gee, aan God te gee. En daarom as ons vanaand kan afsluit, hier sit ons en elkeen van ons het weer die beroep van God op elkeen van ons gehoor. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers. Elkeen van ons hoor dit, wees 'n lid, 'n lewende lid van die liggaam van Christus. Hoekom? Onthou, want God het ook aan jou sy groot ontferming bewys. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons wil vanaand U dank dat ons op hierdie dag so ryk herinner is aan U groot ontferming in ons lewens. Dat U ons as sondaar mense aangeneem het as U kinders, dat ons ook, soos ons vanoggend by die nagmaalsformulier gehoor het en beleef het, deel is van mekaar, deel is van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Daarom wil ons vanaand dankie sê dat ons aan hierdie gemeente kan en mag behoort. Ons wil vir U dankie sê dat U ons ook vir mekaar gegee het. Daarom vra ons ook dat ons elkeen, soos Paulus dit noem, met blymoedigheid en met toewyding, ja, met opgewondenheid, sonder bybedoelings, mekaar ook sal ondersteun. Ons vra dit want ons weet dit gebeur so maklik dat ons sê ons glo, maar ons doen nie wat ons glo nie. Daarom vra ons ook dat U ons genadig sal wees en ons sondes vergewe om Christus ontwil. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Pas op, hy swaar. Kom ons staan en dan sluit ons hierdie dag ook af met die sing van die Onse Vader gebed. Ons sing vanaand Skrifpsalm 10:1 en ons gaan daarvan al die verse sing. Kom ons staan en dan sluit ons die dag af met 'n dankgebed.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.